Goeiedag vriende, dis my 'n groot voorreg om vanmiddag saam met Prof Henny Stander te kuier. Nicaea is hierdie jaar 1700 jaar oud. En Henny het ingewillig om saam te gesels oor die belangrikheid, die herkoms en 'n klomp goed rondom Nicaea. Henny, baie dankie. Dankie Johan. Henny was my professor in Grieks 1 en Grieks 3. Ja. En ek dink daar's nie iemand wat in ons land meer weet van die vroeë kerk en die patristiek as jy nie. En daarom is dit regtig vir ons 'n groot voorreg dat jy saam met ons is. My naam is Johan van der Merwe. Ek is dosent in kerkgeskiedenis en kerkreg by Tikkies. En ek het vir Henny gevra om hom kortliks sommer net aan julle voor te stel. Ja, Johan, ek is tans 'n emeritus professor in die departement Antieke en Moderne Tale en Kultuurstudies by die Universiteit van Pretoria. Ek was natuurlik baie jare lank verbonde aan die departement, destyds departement Grieks, wat later uitgebrei het toe Semitiese tale bygekom het en ook Latyn en ook die antieke studies. So ek het in 1971 ingeskryf as eerstejaars student en in 1973 het ek my eerste aanstelling in die departement gekry en ek was nou tot 'n jaar en 'n half gelede nog verbonde aan die departement, so baie lank, meer as 50 jaar. Ja, Natie is Henny se seun, het nou eendag vir my gesê, ek dink jy is een van die ouens wat die heel langste aan die Universiteit van Pretoria verbonde was. Maar dit maak dit des te meer spesiaal. En julle is besig om te verhuis na die Suid-Kaap en julle is baie besig, so baie dankie dat jy saam kan. Dankie Johan. Ek het net nou verwys na die synode van Nicaea wat 1700 jaar gelede plaasgevind het. En een van die goed wat natuurlik daar gebeur het, was die aanvaarding van die belydenis van Nicaea. Ek wonder Henny of jy vir ons kan sê, hoekom is dit vir ons so belangrik in die tyd waarin ons leef? Johan, in Nicaea en die vergadering synode van Nicaea is om 'n verskeidenheid van redes vir ons baie belangrik. In die eerste plek natuurlik omdat dit die eerste ekumeniese synode was van die kerk, die Christelike kerk. Jy weet, voor dit is die Christene vervolg, baie swaar vervolg en Jesus in 313 is die vervolging gestaak, maar dit beteken dit was die eerste keer nou dat mense regtig van reg oor die wêreld, die bekende wêreld van daardie tyd, van Asië, Europa, Noord-Afrika, by mekaar kon kom en oor 'n teologiese saak kon besin. Maar dit is om ander redes ook belangrik. Jy weet, dit is 'n baken binne die kerkgeskiedenis, Nicaea, die vergadering van Nicaea 325 na Christus. En die rede is omdat die kerk voor dit so radikaal verskil van die kerk na dit. So ons praat dan ook van 'n voor-Niceense tydperk en 'n na-Niceense tydperk. Voor-Niceense tydperk is Christene vervolg, na-Niceense tydperk het Christene dikwels, die kerk dikwels, die vervolgers geword. Voor Nicaea het hulle in katakombes en huiskerke bymekaar gekom. Na Nicaea het hulle in groot kerkgeboue gebou en daar bymekaar gekom. En dan een van die belangrike dinge ek dink is ook dat voor Nicaea was die geskrifte meer gerig na buite toe. Jy weet, gerig, sê maar Justinus se Apologia, om Christendom te verdedig teen aanvalle, teen heidene en mense wat die Christendom aangeval het. En vanaf Nicaea het die aard van die teologiese geskrifte verander, meer intern geword om te besin oor teologiese kwessies. So is nogal interessant dat ook die aard van die geskrifte radikaal anders lyk in die voor-Niceense tydperk as in die na-Niceense tydperk. Jy verwys nou na verskillende teologiese kwessies. Wat sou jy sê, na jou mening, was die heel belangrikste aanleidende rede vir die synode van Nicaea? Ja, die grootste rede was die hele saak oor Jesus Christus. Sy substansie, sy wese, sy natuur, of hy God is en of hy nie God is nie. En dit is begin, die hele kontroversie is begin 'n hele paar jaar voor Nicaea deur Arius, wat 'n baie geliefde prediker was daar in Alexandrië omgewing. En in daardie omgewing was daar nou ook Alexander wat biskop daar was. En Arius het gesê dat Christus
is nie ewig nie, hy het nie dieselfde substansie as God nie, dat hy die eerste skepsel is van God, maar dat hy nie self God is nie, en Alexander het hom aangeval en gesê, dit is nie so nie. Beide van hulle het begin briewe skryf vir ander teoloë, om natuurlik gevolg te kry, om te probeer om hulle eie saak te verkoop, en en dan op die ou einde, daar was ook dan synodes gehou, maar plaaslike synodes, streeksynodes, waar Arius elke keer veroordeel is, en sy teologie veroordeel is. Maar Konstantin het gehoor hiervan, dit was nie vir hom goed om te weet dat sy ryk verdeel is, jy weet, deur hierdie teologiese kwessie nie, en dit was nou ook al dat hy 20 jaar keiser was, en hy besluit toe, hy gaan sommer dit 'n groot ding van maak, synode wat hy gaan by mekaar roep, en dan is dit sommer ter viering van sy keizerskap ook, en sommer net ook sy oorwinning oor Licinius en so aan. Interessant hoe baie moderne ekwivalente daar is, as ek dink aan Trump ook, nee, wat ook sy verjaarsdag laat saamval met ander gebeure in Amerika. Ja. Niks het verander nie, nee. Ja. Toe ons voor die tyd bietjie gepraat het jy gesê jy lees die Griekse tekste oor Nicea, en jy het nogal verwys daarna na hoe moeilik dit is. Ja. Wil jy nie iets vir ons meer daaroor sê nie, oor die oorspronklike bronne en hoe die tekste saamgestel is en wat daar alles in staan nie? Ja, Johannes, belangrik dat mense moet weet dat ons eintlik verskriklik baie bronne het oor die vroeë kerk, nee, baie bronne. Dis gewoonlik geskryf hoofsaaklik in Grieks en in Latyn geskryf. En baie daarvan, ons het by Tikkies ook baie bronne. Deesdae het ons nog meer toegang daartoe, omdat dit elektronies beskikbaar is. En jy weet 'n plek in Amerika wat al hierdie goed gedigitaliseer het. Dis daarom nog oop. Dis daarom nog oop, dit vir ons ook, maar teen 'n prys, ongelukkig. En natuurlik nie almal is vertaal nie, nee. So jy moet na Grieks, jy moet Grieks kan lees en Latyn kan lees en jy moet dit vlot kan lees as jy hierdie goed wil lees. Nou ja, as dit nou kom spesifiek by Nicea, is daar 'n hele klompie ouens wat daaroor geskryf het, kerkhistorici, soos byvoorbeeld Eusebius. Hy het geskryf sy kerkgeskiedenis, na hom kry jy ook Sokrates, dis nou nie die filosoof nie, dis die kerkhistorikus wat so 380 na Christus gebore is, en dan is daar ook ander, Theodoretus, Sozomenus wat ook geskryf het, en so daar's verskeie ander kerkhistorici wat geskryf het, ook dan oor die vergadering van Nicea. Eusebius het onder andere 'n boek geskryf in naam van die lewe van Konstantin, wat hy oor Konstantin skryf, en daarin het ons ook sommer baie inligting wat hieroor gaan. Ons het ook Konstantin se eie briewe wat hy geskryf het, maar dit is nou ook wat ons nou kry in dit wat Eusebius vir ons bewaar het, en ons weet, hy het na aan Konstantin geleef, so hy het ook toegang gehad tot daardie bronne. Maar Johan, ons moet sê, ook erken, dat Eusebius, spesifiek ook Eusebius, nie altyd objektief was nie, jy weet, Konstantin was ook nou nie die engel wat hy gemaak het, wat hy was nie, jy weet, so, en daarom, wanneer ons hierdie historiese dokumente lees, moet ons dit ook baie krities lees, en soos 'n mens eintlik enige dokument behoort te lees. As jy die venster vir ons net so, of die gordyn voor die venster net so op 'n skreefie kan ooptrek oor hierdie tekste en oor wat ons in hierdie tekste spesifiek oor die synode van Nicea raak lees, wat sou jy met ons wou deel? Wel, in die eerste plek het ons 'n brief wat Konstantin geskryf het aan beide Arius en aan Alexander, en vir hulle sê, ag asseblief man, moet nou nie so, julle moes eintlik nie die saak geopper het nie, en toe die saak nou geopper is, moes julle dit nou eintlik maar daar gelos het, en ook nie probeer antwoord het nie, weet. En dan sê ons moet onthou dat filosowe verskil ook maar met mekaar, maar op die einde van die dag dan keer hulle almal terug tot 'n stuk harmonie, en kan julle nie dit ook doen, en mekaar lief wees en so aan nie. Dit is die brief wat hy aan hulle gestuur het, wat vir ons behoue gebly het, maar dit het nie vrugte afgewerp nie, die stryd het voortgegaan, en toe het hy later 'n brief geskryf vir al die biskoppe, hulle uitgenooi,
en hy het self vir hulle vervoer betaal. Ons lees in die geskrifte dat hulle met perde, donkies en allerlei ander goed aangery gekom het, alles op Konstantyn se koste na hierdie synode toe, wat in by Nicea gehou is. En hy het gesê, hier moet ons nou hierdie saak uitpraat, die teologiese saak. En Nicea is in Noordwes Turkye, en dit is waar dit geleë is, en hy het toe gesê, ons moet daar by mekaar kom, en dan praat ons hieroor. En dan lees ons hoe dat onder andere wie almal daar by mekaar gekom het. Daar was meer as 250 biskoppe wat gekom het, maar klomp ander mense wat ook nog deelgeneem het van reg oor die bekende wêreld, en dan baie interessant dat ons lees hoe hulle voor die tyd ook debatte gehou het, daar in Nicea, voor die vergadering begin het, en dan het hulle nou gekyk, probeer elkeen sy standpunt verkoop, en kyk dat hy voor die tyd mense kan kry wat sy standpunt sal verdedig, en dan het selfs petisies opgetrek, wat hulle vir Konstantyn gegee het, voor die vergadering begin het. En dan ook interessant vir my, Johan, is wanneer hulle vertel, die kerkskrywers, oor wie almal daar gesit het, 'n klomp mense met wonde uit die vorige era, toe Christene vervolg is, ouens sonder regterarms, sonder regteroë, mense wat allerlei ander wonde opgedoen het, wat nou almal daar sit, dit moes vir hulle 'n wonderlike voorreg gewees het, om te weet die vorige eeue is ons vervolg, en hier het die keiser nou vir ons 'n vergadering gereël, ekumenies oor die hele wêreld heen, en ons kan hier oor 'n teologiese saak debatteer. Ons leer daar van Paphnutius, wat sonder 'n regteroog was, en die keiser het hom dikwels na die paleis laat kom, en dan soen hy daai wond waar sy oog was, jy weet, 'n wond wat hy, of sy oog wat hy verloor het tydens die vervolging. So ja, daar was 'n snaakse klomp mense, party van die ander kerkskrywers sê vir ons, daar was jong mense, daar was ouer mense, mense wat pas tot die bediening toegetree het, daar was mense wat baie wys was, en dan is daar ook baie mense wat net baie nederige lewe gelei het. So is my altyd lekker om hierdie mensstories te luister. En dan ook interessant, dat terwyl hulle so voor die tyd gekookus het, jy weet, vir hierdie synode, en dan ook met allerlei retoriek gebruik het, om dialektiek, jy weet, om nou regtig 'n indruk te maak. Toe was daar een persoon wat later opgestaan het, 'n confessor. Nou 'n confessor, dis 'n Latynse woord, dat beteken is iemand wat bely, is ook iemand wat uit in die vervolging hulle sy geloof bely het, maar nie sy lewe verloor het nie. Sulke mense is confessores genoem. En hy het opgestaan en gesê, dit pas nie by Christene nie. Dis nie wat Christus ons geleer het nie. Dis nie hoe mense saak wen nie. Hy het vir ons geleer om eenvoud te hê. En dan het hulle om dit gelyk gegee, skaam gewees oor hulle opdrag. En dan lees ons, moet ek nou begin by die synode, wat ons nou vertel wat, wel eerste plek dit ook sê, dit was vir die Christene veelzeggend, dat dit by Nicea plaasvind, want Nicea is van 'n Latynse woord, 'n Griekse woord, Nike, wat beteken 'n oorwinning. En hierdie was 'n oorwinning vir Christendom gewees. Ja, en dan as die vergadering begin, dan lees ons hoe die stoele mooi reggepak is, weerskante in 'n groot saal wat in die paleis gebruik is. Konstantyn, wat voor hy inkom, kom maar eers 3 van sy familielede in, en neem hulle sitplekke in, en daar's nie soldate nie. Ander kere, by sulke gebeurtenisse, is daar soldate. Konstantyn het nie, hierdie keer nie, dat daar soldate saamloop nie. Het van agter af geloop tot voor, met sy klere, koninklike klere aan. Dan lees ons daar, dat hy voor gaan staan het, en gewag het vir die biskop om hulle kop te knik, en as hulle dit knik,
dan gaan sit hy, wat wys dat hy in 'n sekere sin onderdanig is aan die kerk. En dan begin hy 'n toespraak, ons het sy toespraak ook, wat hy in Latyn gedoen het, en iemand anders het dit vertaal na Grieks toe. Hosius was die voorsitter, en hy was die kerklike raadgewer van Konstantin gewees. En ja, dan praat Konstantin eers weer hoe hulle moet liefde hê en verdraagsaam wees, en dan laat hy al die petisies wat hy voor die tyd gekry het, vir hom gebring word, en dan verbrand hy die petisies, tipe van ons begin nou met 'n skoon blad, né? En dan redeneer hulle nou, het hulle toe nou begin redeneer oor die aard en die natuur en die wese van Jesus Christus. Tot daar een belangrike kernwoord opgekom het waaroor daar lank gepraat is, en nou moet jy maar vir my sê of ek... Ja, nee, asseblief. Ek wil net een opmerking maak. Daar's dalk 'n paar kerke wat kan leer by wat daar gebeur het, is al die petisies en die goed verbrand voordat hulle verder gaan. Ek gaan nie name noem nie, maar ons weet waarvan ons praat. Nee, asseblief, vertel my, want dit gaan oor die heel belangrikste besluit wat daar geneem is. Ja, dit is so. En jy vertel vir ons 'n bietjie oor die belangrikste besluite. Jy het net nou verwys na die aksie van Konstantin toe hy die petisies en goed verbrand het. En wat sou jy sê, wat is die belangrikste besluite wat die sinode geneem het? Kyk, daar was 2 belangrike teologiese besluite wat hulle geneem het, en dan 'n hele klomp sommer net praktiese besluite, wat hulle kanon genoem het, nee, die woord kanon, dat beteken eintlik 'n riglyn vir die kerk se struktuur. So die eerste het gegaan, en die belangrikste het gegaan oor die natuur van Jesus. En daar het hulle 'n woord voorgestel by die vergadering, naamlik homoousios, wat kom van homos in Grieks, wat beteken dieselfde, en dan ousios of ousia, wat wese of natuur beteken. So hulle het gepraat daaroor dat die Christus dieselfde aard, natuur of wese van God het. Dit was natuurlik nie vir Arius aanvaarbaar nie, en op die ou einde het en hulle het, ek moet sê, die ander het ook baie keer getwyfel daaroor of hulle met hierdie woord moet werk, omdat dit nie in die Bybel voorkom nie, en omdat jy dit by die gnostiek kry en in heidense filosofie kry jy ook hierdie term. Maar op die ou einde het hulle besluit dat hulle gaan dit is die besluit wat gewen het, dat Christus is dieselfde, hy is die homoousia, of jy weet, homoousios, hy is dieselfde wese as wat God het, dieselfde natuur en die aard. Ons sal later praat oor wat het daarna gebeur. So dit was die eerste besluit, en op die ou einde was daar 5 ouens wat dit nie kon onderskryf nie, en gesê dat Christus het nie dieselfde aard as God nie. Die ander besluit het gaan oor wanneer moet Paasfees gevier word. Is ook 'n belangrike teologiese besluit, want aan die een kant was daar die groep wat gesê het, hulle moet dit doen 14 Nisan, wanneer die Joodse Pasga gevier word, en die ander het gesê, nee, maar dan skuif die datum, en dan beteken dit opstanding dag is op 'n Sondag, of op 'n Dinsdag, op 'n Woensdag, of 'n Donderdag. So kom ons hou dit die eerste Sondag, spesifieke Sondag, na die eerste volmaan, na die lente dag ewening. Ja. Nee. So kom ons vier dit dan, so dan is dit altyd op 'n Sondag, wat die opstanding van Christus kan gedenk. En want dit was 'n probleem gewees, omdat die kerk verdeeld was daaroor. So dele van die kerk, sekere streke, het al fees gevier. Hulle vier al Jesus se opstanding, dan is die ander nog sy lyding vier, en hulle het gevoel dit is nie eenheid nie. En 'n ander belangrike argument is dat die kerk ewig gekant was daarteen om 'n Joodse gebruik te volg. Hulle wou radikaal gebreek het met die Joodse geloof en gesê, kyk, ons kan nie dit dieselfde dag gaan. Kyk wat het die Jode gedoen. Kyk net hoe het hulle Jesus doodgemaak en so aan, jy weet. Kyk, daar was baie uitsprake in die vroeë kerk teen die Jode, en baie van Hitler se uitsprake is geleen uit die tydperke,
by Christene. Maar in ieder geval, so op die ou einde het hulle toe besluit op die gebruik soos wat ons dit ook in Suid-Afrika het. Al was al voor dit, in die 2de eeu, was daar al mense, biskoppe wat na Rome toe gegaan het, om te vra vir Rome, wat hulle nie vir ons hier oor uitsluitsel gee nie, wat vir ons iets vertel van Rome wat al begin om 'n primêre rol te vervul het hier in die 2de jaar, dat mense al begin opkyk het na Rome vir 'n antwoord en 'n riglyn. In my geval, dit was die 2 groot sake. Eers in die aard van Jesus, sy wese, sy natuur, en die tweede ene was wanneer vier ons Paasfees. Dan het hulle 'n hele klomp ander besluite ook gevier. Kyk, hulle was lank daar, nê, van 20 Mei tot hier in amper einde Augustus. Ja. Augustus was hierdie synode aan die gang. En maar dit het 'n hele klomp ander meer praktiese sake gegaan. Die bediening van nagmaal aan mense wat op sterwe lê, die celibaatskap van priesters waaroor hulle gepraat het, en is ander sekere liturgiese sake, verkiesing van biskoppe, sulke praktiese sake. Maar hierdie 2 sake was die belangrikste, en die heel belangrikste natuurlik die aard van Jesus, en op die einde het hulle dit ingesit binne in die belydenis van Nicea, waar daar staan dat Jesus is uit dieselfde wese as God en Vader, nee, dit staan binne in die geloofbelydenis. Die belydenis self, hoe dit vorm gekry. Ons sê dit het op 19 Junie amptelik deur die synode goedgekeur. Kan jy vir ons iets meer daaroor vertel? Jy het iewers verwys aan iets wat ek gelees het oor hoe hulle dit gesing het voor die tyd en geoefen het voor hulle dit aan die synode voorgehou. Nee, inderdaad. Wel, en dan ook, dit kom natuurlik van 'n ver pad terug, nee, belydenis kom van 'n ver pad terug af. Ons kan die spore al in die Nuwe Testament kry. Wanneer Jesus vir Petrus vra, jy weet, of vir die disippels, wat sê julle, wie is ek? En dan sê hulle vir hom Elia of een van die profete, en dan by ouene sê Petrus, u is die seun van die lewende God. En so belydenis, moet ek net om die geskiedenis te gee, gaan ook terug na onder andere die doop, waar jy jou geloof bely. Sien dit by Filippus en die hoofdienaar van Ethiopië, wat vra wat vir hom gedoop te word, dan sê hy, glo jy dat Jesus Christus is en so aan. So ja, so het hy vorm aangeneem en alle elemente bygekry, tot ons nou hier het in die by die synode van Nicea, en maar dit is nog nie die Niceense geloofbelydenis nie, nee. Hy het daarna nog verder uitgebrei, omdat daar nog verdere debat was. Ek weet nie of jy wil ons daaroor moet praat nie. Een van die goed wat ek dink wat belangrik is wat het na die synode gebeur. Het die synode al die moeilikheid skielik opgelos. Ongelukkig nie of dit gebeur met synodes. Nee, na die tyd het hierdie geveg voortgegaan, en hulle het ook nie altyd meer die ondersteuning gehad van die keiser nie, want Konstantin self het doodgegaan, en sy seun het op 'n stadium ook die afvallige Julianus, die afvallige, het keiser geword, hier van 361, ek dink tot 363 na Christus, en hy was vyandig gesind teenoor die Christene, so hy het ook nou nie hulle ondersteun nie, en ook eintlik 'n sekere mate van vervolging teruggebring. Maar ja, toe het die Christene nou begin beklei. Hulle het nou begin sê, die gelowiges, maar eintlik is dit nie 'n lekker term nie, hierdie homoousios. Dit is eintlik nie 'n lekker term nie, want dit staan nie in die Bybel nie, en die heidene het dit ook gebruik, ketters, ouens het dit ook gebruik. En toe kom een ou en sê, maar kom ons maak dit nie homos ousia nie, dieselfde aard nie. Kom ons maak dit, sit 'n jota in, die kleinste lettertjie in die Griekse alfabet, net 'n jotaatjie, I, nee. Kan ek amper nou maar sê. En ons maak dit homoios, homoiousia. En dan homoios in Grieks beteken soortgelyk. Nie dieselfde soos homos nie, maar 'n soort van soort gelyk aan, nee. En daaroor het hulle toe 'n ander groep gekom, die derde groep, en gesê, nee wat, kom ons los die ousia uit en ons werk net met die homoios. En ons sê net dit was soortgelyk, maar ons sê nie die aard of die wese of die natuur nie. So ons los daai gedeelte uit. En die vierde groep het gesê,
Nee, wat ons wil nog 'n woordjie voor aanvoeg, anomousia, wat beteken dit is nie, of hetero, wat beteken dit is nie. Dit was Ariërs se groep wat gesê dit is nie soortgelyk aan Jesus is nie soortgelyk of dieselfde in die natuur en wese as God nie. So dit was basies die 4 hoofstrominge in daardie tyd, en dit het aangegaan tot in, daar was ook verskillende synodes, en op die ou einde kry ons die synode van Konstantinopel in 381, en hulle het toe nou daar is dit weer besluit, en op die ou einde is die besluit dat Jesus Christus is God, soos die belydenisskrif sê, God uit God en waaragtige God uit waaragtige God. So dit was die standpunt wat toe gevier het en geseëvier het, en daar was nog iets wat ek net die oor wou gesê het. Al die vorige keer tussen synode met die belydenis is toe Ariërs sinne verwerp is, het die keiser hom natuurlik verban gesê mag nie meer na Alexandrië toe teruggaan nie. Later is dit weer opgehef. Later is Athanasius ook verban, en Athanasius het 'n baie groot rol gespeel het by die Nicea se vergadering. Hy was net 'n ouderling, maar na die vergadering van Nicea is Alexander oorlede, toe het hy biskop geword van Alexandrië. Ja, so dit was toe, dan nog iets wat interessant is dat die eerste belydenisskrif van Nicea, daardie belydenis het ook 'n klomp vloeke gehad op die ou einde. Nie net gesê dit is wat ek glo nie, maar ook gesê enige iemand wat nie glo dat Jesus gemaak, wat dit nie glo nie, vervloek is so 'n persoon. So dit was 'n belydenis met 'n vloek ook, wat ingebed is. Wat die eerste keer was, wat jy nie net sê wat jy bely nie, maar jy sê ook wat jy nie bely nie. En maar ja, op die ou einde, die Niceens Konstantinopel belydenis skrif is wat ons deesdae kortweg noem die Niceense geloofbelydenis, maar eintlik is dit nie die een wat in 325 op besluit is nie. Dit is in 381 eers het dit sy vorm aangeneem, sodat ons dit vandag het. En waar Jesus se godheid ondubbelsinnig verklaar en verduidelik word. En dit was min of meer die einde van hierdie debat. Ja. Ek meen daar's niks niets onder die son nie. Nee, as ouens van synodes af weggaan, dan veg hulle voort. Dan veg hulle. So dit is maar dis belangrik dink ek om te verstaan dat daar van 325 af na 381 toe 'n ontwikkeling plaasgevind het wat uiteindelik uitgeloop het op die belydenis soos wat ons hom vandag het. En ook 'n mondigwording van die teologie, soos ek regtig sê, in die na-Niceense tyd was daar baie diep teologiese besinning oor goed gewees. In die eerste 3 eeue was dit net om te oorleef en jou te verdedig teen die vyande en so aan. Maar dat het allerlei ketters opgedaag, vroeër ook, maar dan veral hier van die 4de eeu af, waarteen hulle moes verdedig en formuleer. As mens so na sosiale media kyk, en juist nou in die tyd waarin ons nou terugdink aan die synode van Nicea 1700 jaar gelede, dan is daar 'n klomp goed wat ouens skryf oor Konstantin en goed wat aan hom toegeskryf word en beskuldigings wat gemaak word dat hy onder andere die manuskripte van die Bybel laat oorskryf het en dat hy die ouens wat die kinderdoop ingestel het. Hoe waar is hierdie goed? Wat moet 'n mens aan hom toedig en wat moet mens nie? Hoe moet mens sy rol verstaan? Ja, verseker is dit 'n baie goeie vraag, Johan, want daar word baie goed op sy brood gesmeer wat nie die waarheid is nie. En soos byvoorbeeld dat hy die kanon saamgestel het. Hy het nie die kanon saamgestel nie. Die finale beslaglegging van die kanon hier by 393, 397 by Hippolygius en by Carthage is die kanon finaal by synode vasgelê, maar dan moet ons ook dadelik sê dat toe die synode gesê het dat dit is die kanon hierdie, toe dit al lankal so bestaan in die mense se oortuigings, Dit is nou soos wanneer die synode
ons synode bymekaar kom en sê, hoor hierso, ons dink die 2020 vertaling, jy weet, is 'n goeie vertaling, julle kan dit maar gebruik. Dan sê ons vir hulle dankie vir niks, nee, ons gebruik Ons lees dit al 2 jaar. ons leer eintlik 5 jaar, 2020 af. So dit is nie vir ons nuus nie. En so ons moet ook onthou, as ek sê 393 en 397, was dit lank al die gebruik gewees dat dit die kanon was. En ja, daarna was daar ook ander tot in die tyd van die hervorming vra oor nog maar weer oor die kanon. So wat dit is waar dat Konstantin vir Eusebius gevra het. Ons het ook die brief wat hy aan hom geskryf het en gesê het, ek soek 50 afskrifte van die Bybel. Dat hy gesê het van jy soek 50 afskrifte en jy moet sorg dat die ouens dit mooi netjies korrek oorskryf en so aan. En maar nou ja, die vraag is ook, wat is daai Bybel, hoe dit gelyk? Ek wonder of dit die Ou Testament ingesluit het, dalk het dit nie eers die Ou Testament ingesluit nie, en dalk 'n hele klomp Nuwe Testamentiese boeke ook nie. Baie waarskynlik sou die evangelies daarin gewees het, van Paulus se brewe, maar ek weet nie of alles was dalk nie daarin nie. Maar Konstantin het nie die kanon saamgestel nie. Hy het nie die kinderdoop ingestel nie. Hy self is op sy sterfbed eers gedoop. So hy het nie dit ingestel nie. En baie van die ander goed wat ons so aan hom toedig, of wat in die sosiale media, asof is 'n manier om die kerk verdag te maak, jy weet, om te sê, ag, dis hierdie keiser wat net formele godsdienst aangehang het, en hy het al hierdie goed ingebring. Dit is nie waar nie. En hy het in elk geval ook by die synode, was hy nie die voorsitter nie, en hy het eintlik net vir hulle 'n geleentheid gegee om te kom praat. Ja, is altyd belangrik om die konteks te verstaan, hè. Baie weet belangrik. wat gebeur het. En nie so ten slotte, as 'n mens dink oor belydenisse, en ons het nou 'n klomp, of nie 'n klomp nie, ons het 'n paar in die kerk, waarvan die 12 artikels waarskynlik die bekendste een is, en dan het ons die belydenis van Athanasius, maar dan ook die belydenis van Nicea, en daar's 'n klomp vernuwing en verandering wat in eredienste en goed plaasvind. Het hierdie belydenisse nog plek in die kerk en in 'n erediens? Ek wonder baie keer of ons nie die baba met die badwater uitgooi en hierdie goed sommer net laat gaan, my eie mening, terwyl dit eintlik nog geweldig belangrik is nie. Ja, ek dink tog so dat dit belangrik is. Mense moet net oppas dat dit nie net 'n vorm word nie, maar dat daar regtig nadenke daaroor is. En want dit het baie funksies, nê. Jy het net gesê oor sing ook. Ek wou nog iets daaroor gesê het. Weet, belydenisse word nie net opgesê nie, maar dit kan gesing ook word. In ons lied kan ons dit ook sing. En maar wat is die waarde van 'n belydenis? Ek dink in die eerste plek vir my is dit is 'n verbondenheid aan mekaar, né? Want ek weet ons klomp ouens, dit is wat ons glo. Dis 'n getuienis, hoor. Dis hoekom as ek vir mense gemeente vra, kom ons sê die geloofbelydenis op en sê ek vra vir hulle om dit lekker hard te sê. Jy as dit in die straat daar buite loop, moet kan hoor, dis wat die ouens hier binnekant glo. Dis 'n tipe van 'n eenheid, né? Want dit is 'n verklaring wat jy maak. Dit is wat ons glo. En daar's 'n stuk verbondenheid ook met die oerkerk, né? So jy gaan dalk vir my sê, en jy het nie tyd vir nuwe belydenis nie. Kyk, ek dink daaroor sal beklei word. Maar dit is vir my wonderlik dat ons daai ou belydenis kan hou, en dit is so verbondenheid met die oerkerk. Jy voel, ons kom al 'n lang pad, né? En dan, die eenheid, wat ek nou benadruk het, is vir katekesante belangrik, kategese. Dit ook, ek dink in ons kerk, as mense vir jou vra, wat glo julle in julle kerk? Dit wat jy kan, goeie opsomming sê, dis waarvoor ons staan, jy weet, dit is saamgevat in hierdie belydenis. En ook teenoor ketters, of gebruik nie spesifiek die woord ketters, want die vroeë kerk het dit so gebruik, en die belydenis was juist wat hulle gebruik het teen ketterye. Hulle het dit ook gebruik as 'n belydenis in hofsaake, wanneer ons sien byvoorbeeld as Justinus en sy vriende verhoor word in 'n hofsaal, dan sal iemand opstaan en sê, ek is 'n Christen, en dit is wat ek glo. Dit was 'n belydenis gewees. Ook, hulle het dit gesing ook, en soos ons ook belydenisskrifte kan
kan sing. So dit was regtig meerdoelig gewees, so 'n belydenis skrif. Nee, baie dankie. Ek dink dis waarskynlik in die tyd waarin ons leef die heel belangrikste is dat dit vir ons 'n manier word waarop ons geloof kan bely. Presies wat dit sê. In hierdie wêreld waarin ons leef en in hierdie land wat ons leef. Wat ons op 'n kort kragtige manier kan sê, maar dis wat ons glo, dis waarvoor ons staan en dis wie ons is. Dit is so, Johan, en hoe weet jy hoe korter so 'n belydenis is, hoe makliker kan jy vashou daaraan, nê. Ou moet nou nie begin uitgebrei en langer word nie. 'n Kort belydenis altyd kan. Dit is hoekom die vroeë kerk die vis 'n vorm van belydenis was wat net gesê het Jesus Christus, die seun van God en redder, nê. Kragtige getuienis. En dis eintlik al wat ons nodig het. Eintlik al wat ons nodig het. En nie vreeslik baie dankie. Dankie vir jou tyd, dankie vir jou kennis wat jy met ons gedeel het. Ek wens ons kon 'n hele reeks maak. Miskien moet ons dit doen as jy nou daar onder by die see sit en jy's verveeld, dat ek al by jou kom kuier en dat ons so 'n paar opnames maak en dat jy vir ons 'n klomp van hierdie goed maak, dat ons regtig jou kennis en jou kundigheid ook met ander kan deel. Ek waardeer dit opreg. Baie dankie. Dankie Johan.